naam is Mila Vosloo en vandag gaan jy saam met my Lorien leer oor hoe klimaatsveranderinge jellyvisse beïnvloed. Ons het geleer van klimaatsverandering as ook jellyvisse. Nou gaan ons kyk of klimaatsverandering 'n impak sal hê op die lewensiklus van jellyvisse. Ek het weer gaan aanklop by 'n kenner om my te help. So it's very species dependent, so it's quite tricky to say which one will go very fast or very slow. So some of your species are cold water species, so they do better when it's colder. Some do better when it's warmer. So here at Ushaka we've got 3 species that we reproduce: the Malaysians, the moons, and the upside down jellies. The upside down jellies like very warm water and they grow really quickly when it's warm. The Malaysians like cold water. So temperature is a big factor in how quickly they reproduce. Dankie Wesley, dit was baie interessant. So, as die seetemperatuur verander, gaan sommige spesies uitsterf en ander vinniger groei. Meer volwasse jellyvisse kan dan 'n wanbalans veroorsaak in die ekosisteem. Jellyvisse eet vislarwes, wat beteken dit kan lei tot 'n tekort aan visse. Daar gaan my lekker sushi. Meer jellyvisse kan ook 'n impak op toerisme hê. Niemand wil in die see swem as jy bang is vir 'n jellyvis wat jy kan brand nie. Warmer water kan ook veroorsaak dat die verspreiding van die jellyvisse verander. Dit beteken dat meer gevaarlike spesies langs ons kus kan voorkom, soos die boksjellyvis. Ons sien al klaar hierdie jellyvis op eenhopings in Suid-Afrika. In Januarie 2025 was daar 'n ongewone hoeveelheid nagligjellyvisse wat uitgespoel het langs die Durban-kus. Kenners vermoed dat die toename in nagligjellyvisse kan wees as gevolg van temperatuurverandering in die see en windpatrone. In Maart het die nagligjellyvisse veroorsaak dat 'n 3-kamp kompetisie moes afgestel word omdat soveel swemmers gebrand is deur die jellyvisse. Hierdie spesies is 'n warmwaterspesie en word amper nooit langs die Kaapkus gesien nie. Ons het nou gesien dat jellyvisse dalk sal kan aanpas met klimaatsverandering, maar die impak kan my sushi beïnvloed, asook waar ek gaan vakansie hou. As almal saamwerk, kan ons die impak van klimaatsverandering verminder en so ook my sushi en 'n gunsteling strandvakansie red. Dankie dat julle vandag saam met my Lorien geleer het.